die gesalfde aan die opgestane Heer, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig, verlossing kom net van ons God. Aan ons hoop, aan ons redder, vir die offer aan die kruis, uit ons harte tot die hemele, sal ons saam die glorie prys, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig, verlossing. Goeiemôre, Nysna Kerk, lekker om saam met jou die oggend so te kan begin. Ek weet nie of jy dit vanoggend agtergekom het nie, maar ek was bietjie in gedagte en ek kom toe nou eers 'n hele ruk later agter dat ek die naam van die onderwerp wat ons vanoggend bespreek moet opsit en dat ek die teksgedeeltes moet opsit, maar nietemin, ek kan vir jou sê ons trek vanoggend by dag 11, 10, 14, 12, ek dink 12. En die tema is goddelike herstel. So, ons gesels vanoggend oor goddelike herstel. So lekker om almal hier te sien. Ek sien nou net vir Wilma wat sê môre al my maatjies. Dis regtig wat hierdie geword het. Dis 'n klein gemeenskapie nê. Ek het in hierdie week eintlik Saterdag die interessantste belewenis gehad. Juanita, ek sien sy, tensy sy is en ek haar nie kan sien nie, Juanita, jy sal moet kommentaar en net hallo sê daar, as jy daar is. Ek het haar ontmoet die naweek in Kloppers, so ons het die naweek in Kloppers geloop, en toe kom Juanita na ons toe en sy sê, ek luister na julle op die Facebook, en sy kom stel haarself voor aan my, en toe vertel sy dat hulle 'n vakansiehuis het hier in Nysna, maar dat hulle eintlik woon in Abu Dhabi, en dat sy by ons dienste inskakel, en selfs by ons oordenkings inskakel, en so 'n deel is van ons gemeente, alhoewel hulle eintlik in Abu Dhabi woon. En dis wonderlik om te hoor net hoe ver dit kan versprei. Trouwens, sy's nie die eerste persoon wat dit gedoen het nie. Ek was verlede jaar iewers by 'n begrafnis gewees, wat ek gedoen het, en iemand kom stel homself te voor aan my, en hy sê dat hulle op Bloemfontein woon, en dat hulle vanuit Bloemfontein eintlik gereeld inskakel by ons. Hulle het 'n strandhuis hier by Buffels Bay, en dis hoe hulle Nysna Kerk gelike het op Facebook, en toe het dit net verder gegaan, en hulle skakel so by ons in. So, Juanita, as jy dalk later vandag luister, waai net so vir ons, dat ons kan sien dat jy hier is. Dit is goed dat ons net so wyd verspreid kan wees. Nou, as ons praat oor goddelike herstel, het ek vanoggend werklik die beste gedeelte en die beste nuus wat ek met jou kan deel vanoggend gekry, om met jou te deel. Dit het so uitgewerk, en ek wil begin om vir jou 1 Petrus te lees. 1 Petrus 1 van vers 18 tot 19. Julle weet mos dat God betaal het om julle los te koop van die sinlose leefstyl wat julle van julle voorouers oorgeerf het. En die lofprys was nie dinge wat vergaan soos goud of silwer nie. Inteendeel, dit was die kosbare bloed van Christus, soos die van 'n lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. God het hom lank voor die skepping, en dis belangrike gedeelte wat ons vanoggend lees. God het hom, wat Christus is, lank voor die skepping al hiervoor bestem. God het hom egter eers in hierdie eindtyd vir almal sigbaar gemaak, en dit het hy vir julle gedoen. So 1 Petrus 1 vers 18 praat van God wat betaal het
om ons los te koop van die sinlose leefstyl, van die sondigheid, van 'n lewe wat lei tot niks nie, wat ons by ons voorouers oorgeerf het. En die losprys wat hy betaal het, was nie dinge soos goud of silwer nie. Dit was die kosbare bloed van Christus, Christus die lam wat vir ons geslag is. En vir my 'n belangrike gedeelte vanoggend is, God het hom lank voor die skepping al hiervoor bestem. So Jesus was nie God se noodplan nie. Van die begin af was Christus hiervoor bestem, maar in hierdie eindtyd, en vir my het die eindtyd begin toe Christus gekruisig is. En in hierdie eindtyd het hy dit sigbaar gemaak. So die kruisiging was amper die sigbaarmaking van die plan wat God nog altyd vir die wêreld gehad het. Adam en Eva het hom nie ontkant gevang nie, hy moes nie iets uitdink nie, my sondigheid het hom nie ontkant gevang nie, trouwens, dis nie waar sy fokus lê nie, sy fokus lê op Christus, op die kosbare bloed van Christus, nie op my lewe en die goedjies wat ek doen, en of is ek nou goed genoeg vir hom of nie. Dit lê op Christus, op sy eer en op sy heerlikheid. Nou vanoggend wil ek sommer net vir jou wys, kintsugi, het jy al ooit die woord kintsugi gehoor? Kintsugi is kuns wat 'n Japaneese kunswerk wat gedoen word om stikkende keramiek te vat en dan word dit weer aan mekaar gesit met goud. Nou, ek het al hiervan gelees en toe ek vanoggend prentjies soek hieroor, toe sien ek hoeveel hierdie bakkies werd is en hoeveel dis eetgerei, dis bekers, dis blompotte, dis wat ook al. Die goedkoopstes wat ek in Suid-Afrika kon sien wat verkoop word, was vir een klein bordjie het R450 gekos. So dit is so duur soos baie duurder as wat die oorspronklike keramiek is hierdie aan mekaar gesitte bakkies. En dan sien ons dat dit is omdat daar regte goud gebruik word om hierdie bakkies aan mekaar te sit. So dit wat gebruik word om die bakkie weer heel te maak, is baie meer werd as wat die oorspronklike bakkie is en as wat as wat die stukkies wat eintlik nutteloos is, nee, die stikkende stukkies is eintlik nutteloos. En dis vir ons vanoggend 'n prentjie van die goddelike herstel wat God in ons lewens doen. Want jy sien, hy vat ons stukke, sinlose lewe wat Petrus sê, hy vat ons stukkies, hy sit dit weer aan mekaar met iets wat baie meer werd is as ek of jy, selfs as wat ek of jy heel sou wees, sit hy ons weer aan mekaar. En die Bybel sê vir ons, dit is nie eers goud of silwer nie, dis iets wat baie meer werd is, en dit is die kosbare bloed van Christus. En so plaas hy ons terug by die oorspronklike plan wat God vir my en jou lewe gehad het, wat God vir die mens gemaak het. En dan sien ons, en ek wil vir jou hier neersit, sodat jy dit kan raak sien vanoggend, dat ons skuld, so stikkendheid, daai stikkende bakkie, is ek en jy wat skuldig voel oor ons lewe. So skuld, dit wat ons God skuld, word genade. So skuld beteken, ek skuld God iets, omdat my lewe stikkend is, en François het gister daaroor gepraat. Genade beteken, hy gee vir my wat ek nie verdien nie. So as ons dink aan, as ons skuld R1000 is voor God, skuld ek God R1000, maar hy gee vir my genade. En dan leer die Bybel ons op ander plekke, en ons gaan dit nie vanoggend lees nie, dat daai genade meer is as my skuld. So hy kom gee vir my R1500 of R1200 vir die R1000 wat ek hom skuld. Hy kom gee dit vir my aan die kruis. Dis meer werd as wat my lewe werd is, soos die goud wat die bakkie aan mekaar sit. Miskien moet jy dit vanoggend hoor as jy skuldig voel voor God. My skaamte, en dan bedoel ek nie, jy wil nie voor mense praat nie, of jy is bang vir groot groepe, of wat ook al die geval mag wees. Skaamte bedoel ek, daai wat Adam en Eva weg laat kruip het vir God. Daai minderwaardigheidsgevoel wat ons dikwels in ons ronddra. Daai ek is nie goed genoeg nie. Daai skaamte,
daai wegkruip van God af, daai nie glo in myself nie glo in die krag van God in my nie, daai ek is nie goed genoeg nie. Ons het Saterdag het ons pastorale bediening opleiding gehad en toe het van die mense as ons moet deel hoe het ons daarbey betrokke geraak het, soveel van die mense en ek dink dis 'n teken van ons tyd gesê ek het geroep gevoel vir pastorale bediening, maar toe voel ek nie goed genoeg nie. Ek het gevoel asof ek dit nie kan doen nie. Dis daai skaamte word geregtigheid van God. 2 Korintiërs 5 vers 21 wat sê God het hom wat sonder sonde is, sonde in ons plek gemaak sodat ons kan word die geregtigheid van God. Dit beteken word heeltemal reg wees met God. Die skuld is heeltemal betaal, inteendeel daar's meer betaal as die skuld. So ek is nou heeltemal 120% reg voor God oor wat Jesus gedoen het. En so word my stikkendheid, word heelheid en autoriteit. Nou wat ek nogal geniet oor hierdie stukkies en die res van die week se stukkies wat ek gelees het, en ons volg 'n dagstukkie boek om hierdie saam met jou te doen, is dat daar eintlik verskriklik min lering in is en eerder baie Bybel wat ons net saam lees. En dit is my so goed, want jy sien, dis vir ons baie keer makliker om te hoor wat fout is met ons. Dis vir ons makliker om te hoor dat daar iets verkeerd is met my. Dis vir ons makliker om te hoor dat ek sleg en sondig is, as om te hoor dat Jesus vir al daai slegheid en sondigheid betaal het en dat ek nou reg kan wees met hom. Ek het al met tieners gepraat en dan sê die tieners vir my, ek kan nie die genade boodskap aanvaar nie, want hoe kan God net dit vir my gee sonder dat ek dit verdien? Dit is asof ons dit nie kan begryp nie, amper soos 'n 2-jarige of 'n 3-jarige wat die hele tyd sê, maar ek wil self, Jesus kan nie alles in my plek kom doen dit nie, ek wil self goed genoeg wees vir hom, ek wil self alles doen, ek wil self wette nakom en punte opbou voor hom, en ek wil self kan sê eendag voor die regterstoel, maar ek was self goed genoeg, terwyl Jesus anders werk, hy sê nee, ek gee vir jou alles. Jesus was van die begin af daar gewees, ons moet ons heelheid wat hy vir ons kom gee het, vir al wat ek self doen, is om dit te aanvaar. Nou, ek het vir jou 2 gedeeltes vanoggend saamgebring, uit Romeine 5 en Romeine 8 uit. Dis van die message vertaling, of die message verduideliking amper nie, die message is nie 'n direkte vertaling nie, maar dis vanuit die message uit wat ek dit saam met jou wil lees vanoggend. En ek gaan dit stadig saam met jou lees, sodat jy net kan inneem, saam met my, dit wat die woord sê, oor wat met ons gebeur het. So Romeine 5 vers 19 tot 21 in die message. Here it is in a nutshell. So dis die evangelie in 'n neutedop. Just as one person did it wrong and got us all in this trouble with sin and death, another person, en eintlik kon daar 'n hoofletter wees, nee, did it right and got us out of it. But more than just getting us out of trouble, he got us into life. Hy het nie net vir ons R1000 gegee vir die R1000 skuld wat ons gehad het nie. Hy het vir ons oorvloed kom gee. Hy het vir ons lewe gegee. One man said no to God, dis Adam, and put many people in the wrong. One man said yes to God and put many in the right. All that passing laws, so dit praat oor die wet, nee, wat het die wet gedoen? All that passing laws against sin did was to produce more lawbreakers. So die wet het net meer sonde gebring. But sin didn't and doesn't have a chance in competition with the aggressive forgiveness we call grace. Hoe mooi is dit? Sin didn't and doesn't have a chance in competition with the aggressive forgiveness we call grace. When it's sin versus grace, grace wins hands down. Hoor dit vanoggend oor jou lewe. Hoor dit vanoggend oor dinge waaroor jy skuldig voel, skaam voel, stikkend voel, trauma in jou lewe, dit wat jy deurgegaan het. Dit staan nie 'n kans teen God se genade nie. All sin can do is threaten us with death, and that's the end of it. Grace, because God is putting everything together again through the Messiah, invites us
into life. A life that goes on and on and on. World without end. Dis die goeie nuus vanoggend. Ek wil dit vir jou lees soos Paulus dit in Romeine 8 ook verduidelik het skryf. God knew what he was doing from the very beginning. Jesus wat voor die begin van tyd al God se plan was. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his son. So die ou vertaling, en die ou vertaling is 'n direkte vertaling, 1953 vertaling, praat van Jesus as die eersgeborene, nê? Die eersgeborene en ons wat heel gemaak word na sy beeld. The Son stands first in the line of humanity he restored. We see the original and intended shape of our lives there in him. Dit voel vir my amper te groot om in te neem, maar ek wil hê jy moet dit onderstreep in jou Bybel. After God made that decision of what his children should be like, he followed it up by calling people by name. Hy het jou op jou naam geroep. After he called them by name, he set them on a solid basis with himself. And then, after getting them established, he stayed with them to the end, gloriously completing what he had begun. So hy sê, God het jou voor die begin van tyd, het God jou op jou naam geroep. So sien dat eintlik hierdie hele ding met ons gebeur het, voor die begin van tyd. Jesus was God se plan, voor die begin van tyd. Voor die skepping, was Jesus reeds God se plan. Het God ons uitgedink, Efesiërs 1 sê, voor die grondlegging van die wêreld, het hy ons uitgedink, het hy ons op ons naam geken, en dan sê Romeine, so hy het geweet, hy het op die naam elkeen wat geskep gaan word, geken, hy het geweet wat gaan met die mensdom gebeur, hy het geweet wat gaan gebeur met Adam, toe hy hom skep, toe hy hom met vrye wil geskep het, maar dit was van die begin af sy plan gewees. Van die begin af was sy plan, daai kintsugi bak, daai herstelde weergawe van jou, want dit is selfs meer waardevol as 'n heel bak, as ons net die genade kan vat, kan aanvaar. So ek wil vanoggend vir jou vra, wat is die inspirasie? Wat het jy gehoor? Wat is die waarheid wat jy vanoggend gehoor het? Wat is die waarheid wat jy dalk weer 'n keer moet gaan lees, of weer 'n keer moet na luister? Wat is die implikasie van jou lewe? En wat moet jy gaan doen? Mag jy 'n absoluut geseënde dag hê.